van vers 11 tot en met vers 18. Daarom, onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle was onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbelofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur die vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon maak, sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat te ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. Net so, voor ons kom by waarvan ons praat, net so 'n interessante opmerking. As jy kyk na vers 14, dan staan daar, hy is immers ons vrede, en ons sal waarskynlik sal sien hoe ek en Bram beplan, volgende week is weer ek, maar ons sal waarskynlik dalk aandag gee aan hierdie vers. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. En dit verwys na die Jode en die nie-Jode. Nie die Jode en sekere nie-Jode, nie die Jode en die nie-Jode. En wat vir my interessant is, wat ek tog net vir julle wil noem, ek sien op hierdie baie geliefde blad van ons, my Dopperdagboek op Facebook, wat soveel genot vir ons almal veroorsaak en so tot opbou is van die kerk. Iemand wat die aanmerking maak dat oor 'n moslemkursus wat aangebied word deur Prof Flip Buys, soos wat Adri tans ook aanbied by haar gastehuis en sonnaandoggende na kerk, dat Christene behoort nie aan mense van Islam te evangeliseer nie, is die nageslag van Ismael, en hulle is vervloek tot in ewigheid, hulle kan nie gered word nie. So dis wat in die gedagtes van sekere van ons doppervernote leef. Prys die Here dat hy ons vry maak van sulke denke en dat ons bly by die roeping om van al die nasies van die wêreld disippels te maak, soos die Here ons roep om te doen. Hier sê hy ook vir ons, hy het albei een gemaak, hy het die middelmuur van skeiding gebreek in Galasiërs 3, en almal wat in Jesus Christus glo, of jy die nageslag van Abraham of Ismael, of uit die nageslag van Pieter, Johannes, Jakobus de Wet uitkom. Jy, as jy glo, is in Christus Jesus uit die nageslag van Abraham. Dis wat die Here vir ons leer. En eintlik, en ek praat nou Lansie preek verby, maar eintlik is dit so belangrik, nê. Niemand van ons weet, ongeag hoe, kan ek die woord goddeloos gebruik, hoe goddeloos iemand voorkom, hoe ver weg van die Here af hulle voorkom. Nie een van ons kan ooit bepaal of die bepaling maak is daai persoon deur die Here uitverkies nie. Daarom bly ons een enkele roeping om aan almal wat ons teekom die evangelie boodskap van Jesus te bedien. Al is hulle uit die nageslag van Abraham, Ismael of Johannes Jakob de Wet. OK. Ons roeping is gaan na die nasies toe. Verkondig die evangelie van Jesus. Ons gaan fokus op vers 11 en veral vers 11b. Daar staan, julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word. Al is dit, hoor hierdie frase, revolusionêr, nê, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Kan julle dink hoe het die Jode se rughare regop gestaan wanneer Paulus hierdie frase uiter? Al is dit bloot net liggaamlike werke of mensehandelinge. Hierdie verbondsteken van die Jode, en ons gaan nou 'n bietjie daarby kom. Dis interessant hoe Jesus se geveg, sê ek met liefde en deernis en soeke na vrede, was meeste van die tye met die Fariseërs,
dis nogal interessant dat Jesus se kopstamp nie soseer met die goddeloses gebeur as met die valse gelowiges nie. Hy is heeltyd besig met hierdie valse gelowiges, want hulle is eintlik, wil dit vir my voorkom, 'n groter gevaar as die wat glad nie gelowig is nie. Want hulle die wat glad nie gelowig is, verkondig niks, maar die wat vals gelowig is, verkondig dwaalleer. En Jesus is heeltyd besig met die fariseërs en die skrifgeleerders en hy is heeltyd besig om met hulle kop te stamp. 'n Pragtige gedeelte of eintlik as mens daaroor dink, 'n slegte gedeelte, maar wat vir ons baie leer is daai opsomming van die wetgedeelte Matteus 22 en een van die fariseërs, 'n skrifgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Luister daarna. Nie hulle wou kennis hê van God of hulle wou groei in hulle geloof of hulle wou verdiep in wat hulle van die Here weet nie. Hulle het gesê, hulle wou hom met 'n vraag probeer vastrek. So hulle een enkele uitgangspunt wanneer hulle met die woord gewerk het ten orde van Jesus Christus was om hom te probeer nail, om iets te kry om hom te kon vervolg voor. En dan gaan dit aan, hierdie fariseërs en selfs van hulle wat gelowig word later, gaan dit aan met die apostels van die Here en die disippels en die diakens en die predikante van die eerste kerke in die Nuwe Testament. En hier het ons in Efese met presies dit te maak. Die hele Galasiërsbrief het Paulus geskryf na aanleiding van die Judaïstiese beweging. Nou die Judaïstiese beweging het gesê dat dis nie genoeg om net in Jesus Christus te glo nie. Jy moet in Jesus Christus glo, maar ook in die nakoming van die wet en daarom die besnydenis van die mens. Paulus raak so kwaad vir die Judaïste. Lees bietjie daar in Galasiërs 2, skryf hy: Ek wens dat hierdie ouens wat hierdie goed vir julle verkondig, hulle self sommer heeltemal ontman. Nou dis 'n drastiese wens vir enige mens, nê. Nee. Goed, so en dis waarmee ons te doen het hier ook en dit kom voor in die gemeente van Efese, want hier is ook Jode wat tot bekering kom en hulle wil weer eens vir die mense leer Christus plus. En die tema van vanaand is Jesus is nie 'n deel van die som nie. Hy is alles. En dit is maklik vir ons as 21ste eeuse gelowiges om vingers te wys na die fariseërs toe en sê julle blinde, witgepleisterde grafte. Hoe kon julle so onnosel wees deur al hierdie goed van Jesus te sê en al hierdie verkeerde sieninge kwyt te raak? Maar is daar nie ook sekere mates in ons lewe waarin ons ook Jesus plus iets in ons lewe bysit nie? Baie mense benader geloof, en as ek praat van baie mense, dan praat ek van my en jou geliefdes, soos 'n geestelike optelsom. Hulle glo dat as jy net genoeg van die regte dinge doen, as jy net genoeg van die verkeerde dinge vermy en genoeg korrekte godsdienstige gebruike volg, dat God uiteindelik tevrede met jou sal wees. Daarom hou ons by sekere maniere van doen. Daarom is daar so groot vrees vir afwyking van die status quo, veral in die kerklike lingo, kerklike manier van doen, werk, wat ook al jy dit wil noem. En hierdie manier klink toegewy, doen dit nie? Dit klink asof hierdie mense regtig waar die Here wil verheerlik. So ook die Judaïseërs wat sê, hoorie, maar julle moet ernstig wees oor hierdie verbondsverhouding wat julle met die Here het. Julle moet julle ook laat besny, al glo julle in Jesus Christus. Om moet 'n teken wees. Dit klink toegewy, doen dit nie? Maar dit mis die punt van die evangelie boodskap. Paulus spreek juis hierdie ingesteldheid aan in Efesiërs 2. En hy wys dat selfs godsdienstige dade betekenloos word wanneer dit Christus probeer vervang. En nou kan jy sê, maar weet jy wat, ons is nie meer gekonfronteer met die besnydenis nie. Ons is nie gekonfronteer met die Judaïstiese gebruike nie. Ek weet, lankal, Reinhard, waarmee is jy besig? Ek weet lankal ek hoef nie meer die wet na te kom om gered te word nie. Maar bid jy soms, Here, ek het regtig waar hierdie deel van myself gegee, wil U nie maar op grond daarvan vir my hierdie of daardie doen nie. Of bid 'n mens nie partykeer, Here, wat ek nou gedoen het, is te groot vir U om my te van vergewe, of van te vergewe nie. Ek weet nie, hoe gaan ons verby hierdie kom nie. Asof dit in die eerste plek afgehang het van jou dade en jou bekwaamheid en dit wat jy kon bydra tot jou geloof. Ag, daar's seker 1000 maniere en voorbeelde waarop ons hierdie ding kan toepas. Maar ek dink in 'n sekere mate val ons almal in die gat van ek is nie goed genoeg voor die Here nie oor dit wat ek gedoen het of nie gedoen het nie.
En dit was nooit die kwalificeringskriteria nie. Dis goeie nuus en slegte nuus. Slegte nuus in die sin van, as jy so andersom gedink het, moet jy jou kop verander. Dan sal verandering wat in jou moet gebeur. Die goeie nuus is dis in Jesus alleen. Maar nou leer Paulus ook vir ons, deur die Heilige Gees, sal ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Nee. Hoe kan ons wat vir die sonde dood is, daarin bly voortleef, asof daar niks in ons verander het nie? Ander woorde, daar moet iets gebeur ook, in wat ons doen, dink en sê. Kom ons begin by die punt wat sê, dat mensewerk kan nooit doen, wat net Jesus kan doen. Dis presies wat Efesiërs 2 vers 11 vir ons beklemtoon. Paulus verwys na die besnydenis wat net handewerk is. En dis opvallend, nee, julle moet daaraan dink, want in die Ou Testament is die besnydenis 'n opdrag van God, dis 'n teken van die verbond. Dit was, verskoon my Engels, maar dit was iets van significance in die Ou Testamentiese volk se lewe. En nou moet jy jouself indink, hierdie mense wat oorgaan van die Israelitiese, van Judaïstiese geloofwese na Jesus Christus toe, wat tot 'n bekering kom in hom, wat al hierdie kopskuive en al hierdie veranderinge in hulle lewe moet maak, dis vir hulle verskriklik moeilik om te hoor, dat dit wat jy nog altyd geglo het, is verkeerd. Dit moet nou, dis nie meer nou hoe dit werk nie. Ek beleef dit dalk in die bediening, miskien met hierdie hele vrou in die ampt ding. Groot ding, of deel van die argument is, dis hoe ek nog altyd geleer is dit nie? Dis hoe ek dit nog altyd verstaan het, hoe mense dit altyd vir my verduidelik het. En die Juriseërs is hier. En in jou, op 'n menslike vlak, in jou sondigheid wil jy half vir jouself oortuig om te sê, ek verstaan waar hierdie ouens vandaan kom. Ek verstaan hoekom hulle gesê het, nee julle, ek verstaan dat Jesus vir ons sonde gesterf het, maar ons kan nie die besnydenis laat gaan nie. Dit was tog die verbondsteken. Dis pragtig. Die Here het hierdie verbond met ons ingestel. En hy gee hierdie teken van die verbond. Dis wat jou onderskei van die res van die wêreld. Iets wat jou uitlig van hulle. Maar Paulus beskryf dit nou as bloot mensewerk. Dis blote menslike werk. En die probleem lê nie by die teken self nie, maar by wat mense van daai teken maak. En dit gebeur op verskillende vlakke in ons lewe. Dit gaan oor die vertroue wat mense daarin begin stel het. Dat dit die besnydenis is wat kon verlos. Wat slegs in die eerste plek 'n simbool was wat verwys het na iets. En dis dieselfde nou met ons sakramente. Dit verwys na iets. Die nagmaal self maak jou nie skoon nie. Dit verwys na die dade van Jesus wat jou skoon gemaak het. Die doop self maak jou nie skoon nie. Dit verwys. Dit is 'n teken, 'n simbool wat uitwendig simboliseer wat innerlik met jou gebeur wanneer jy in Jesus Christus glo. En so was daai teken ook. Maar wat het mense daarmee gemaak? Het hulle die teken self die krag gegee. En dit gebeur vandag met die sakramente van die doop en die nagmaal. Hoekom dink julle is daar iets soos wederdoop? Want ek het vir 'n ruk lank van goed vergeet, afgedwaal geraak, vuil geraak, nou moet ek weer skoon gewas word in die doop. Asof God van my ook vergeet het. Hy het nie sy verbond vergeet nie, hy kan nie sy verbond vergeet nie. Laas Sondag het ons gehoor uit Psalm 51, ek beroep my op die getroue verbondsliefde. Alleen op grond van dit is ek verlos. Die Here het dit nie vergeet nie. So dis nie nooit die uiterlike handeling nie, maar die innerlike koneksie. En hier sien ons die gevare van geloof wat op die uiterlike handelinge berus. Dat selfs heilige dinge kan leeg word wanneer mense dit in die plek van Christus probeer sit. Rituele, tradisies en godsdienstige gebruike, dit kan herinner en lei, maar hulle kan nooit lewe skenk nie. Dis die werk van Jesus ons Here. Wanneer mense begin glo dat hulle werke hulle voor God kan regverdig, dat hulle simbolieke, hulle seremonies, hulle praktyke, hulle saak voor die Here regmaak, dan maak die mens homself leeg en arm voor die Here. Want ons rykdom is nie in wat ons kan doen nie, maar in wat Jesus Christus ons Here vir ons doen. En daarom sê ons, Christus is nie 'n byvoeging nie. Hy is die volle antwoord. Hy is die volle antwoord vir alles in jou lewe. Die konflik in Efesiërs 2 gaan nie oor Jode en heidene nie, maar oor twee evangelies.
Christus plus iets of Christus alleen? Sola Christu. Christus alleen. Paulus maak dit duidelik dat Jesus nie gekom het om ons net te verbeter nie. Hy het gekom om alles te verander. Om die mens wat geestelik dood was, wat gesterf het in homself, 'n nuwe mens te maak. Christus bring mense wat ver weg was van God af naby. Hy breek die skeidingsmure af, word daar vir ons geleer, en hy bring vrede tussen God en mens. Dit wat geen wet, geen ritueel, geen seremonie, geen menslike poging of liturgie kon regkry nie. Dit het Christus volkome gedoen. Hy is nie 'n deel van die oplossing nie. Hy is die oplossing. En as ons as 'n kerk bymekaar is, en as ons as 'n kerk in die wêreld gaan leef, dan moet Christus die oplossing wees wat ons bedien. Moet hy in die senter staan, nie ons gewoonte of ons praktyke of ons seremonies of enige van daardie goed wat die mens te gereeld hoog op prys stel nie. As Jesus alles is, kan hy nie net 'n deel van jou lewe wees nie. Hy moet jou hele lewe wees. Baie mense is gemaklik daarmee dat Jesus 'n rol in hulle lewe speel, solank hy net nie probeer om alles oor te neem. Dis 'n bietjie van wat ons die naweek met mekaar gesels het as manne. Ons sê die enigste uitweg is vir jou om oor te gee aan Jesus, in totaliteit, nie gedeeltelik nie, maar in totaliteit. En dis die probleem van ons tyd. Mense is okay daarmee as hy 'n deel van hulle lewe is. Ek sal Sondagoggend die erediens bywoon. Ek sal diensbaar wees sover dit my pas, sover ek daarmee gemaklik is, sover dit vir my lekker is of goed is, maar niks van die roeping wat Christus uitgeleef het, was vir hom gemaklik of het hom selfs gepas nie. Sê Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. En hy gee homself sodat ons kan lewe. Christus roep ons nie om hom by ons bestaande lewe te voeg nie. As jy dit wil doen, mis jy die punt. Hy roep ons om ons lewe voor hom neer te lê en in hom nuwe lewe te ontvang. Ware geloof, geliefdes, is om in Christus te sterf en aan jouself te sterf en saam met hom in 'n nuwe lewe op te staan. Om nooit te wil sê Jesus plus wat ek kan doen of Jesus minus wat ek nie bereid is om te doen nie, maar Jesus alles. Dis 'n ware geloof. En dis wat Paulus probeer beklemtoon in Efesiërs 2. Die evangelie, verstaan dit goed, is nie 'n geestelike samewerkingsooreenkoms nie. Jesus het alles gedoen en daarom gee ek hom alles van my. Hy is nie net 'n deel van die som nie. Hy is die som. Hy is alles. Hy is die antwoord. Die evangelie vra uiteindelik nie of Jesus belangrik vir jou is nie, maar of hy alles vir jou is. Is hy jou identiteit? Is hy jou karakter? Is hy jou rede vir bestaan? Want Christus kom nie met pogings om jou lewe aan te vul nie, maar om ons hele lewe in vertroue oor te neem. Dis wat hy doen. Hy neem ons oor, want hy gee ons lewe in dit. En solank hy net deel van die som bly vir mense, sal mense altyd onseker leef. Vasgevang in vrees en vasgevang in die druk van prestasieloosheid. Het jy al as 'n gelowige prestasieloos gevoel? Dis 'n simptoom van presies hierdie probleem. Maar wanneer ons erken dat hy alles is, dan val al daai optelsomme weg en bly net die genade van die Here se volmaakte werk oor. En vandag roep God ons om nie net te probeer beter wees nie, maar om voller te vertrou. Om nie te probeer om iets by te voeg nie, maar om alles oor te gee. Want Jesus is nie 'n hulpmiddel vir 'n beter lewe nie. Hy is die lewe. Hy is die weg en die waarheid. En waar hy is, daar word alles nuut. Kom ons bid saam. Magtige God en Hemelse Vader, ons erken in ons menslike swakheid voor U, dat ons soveel keer dink, ons dra by. Soveel keer dink, dit hang ook so 'n bietjie van ons af. En dis alles net U. En dis die ding van U genade, Here. Dit is so groot, dat die menslike verstand dit nie kan vervat, of begin om te probeer beskryf nie.
En ons dankie daarvoor. Want dis ons behoud, dis ons lewe. U genade, u liefde, u troue verbondsliefde wat oorgaan tot die verlossing in ons Here Jesus Christus, wat nie maar net 'n deel van ons lewe kom raak nie, maar wat ons hele lewe raak. Deur wie ons lewe. En ons loof en ons prys u daarvoor. Ons bid dat u sal gee dat ons soos Jesus ons roep, ons self sal verloon, ons kruis opneem, ons Here Jesus bely en hom volg, elke tree oorgegee aan sy volmaaktheid. In Jesus se naam. Amen.